Gemeente, goeiemôre. Ons het vanoggend die inleidende gesprek dat ons 40 dae reeks met die tema tuis. Nou die tema tuis kom vanuit die gedagte dat as jy mens gaan kyk na die wêreld, is daar baie mense wat hulle ontuis vind as gevolg van oorloë, mense wat vlug na verskillende lande en in vreemde omgewings moet tuis gaan. Mens kan ook ontuis voel, ook in jou eie vel, dat die sosiale media baie druk baie keer op mense plaas en maak dat ons baie krities is op onsself en dat jy dood eenvoudig nie gemaklik voel in die ruimte of die plek waar jy is nie. Ons teks vanoggend is Psalm 23 as inleiding om vanoggend net vir mekaar te laat besef van dat dit vir ons moontlik is om tuis te voel. Augustinus het gesê dat ons geskape is vir die Here en dat ons alleen kan vrede en rus vind wanneer ons dit vind by God. En daarom om tuis te wees beteken eintlik dan vanoggend ook om te besef van wie is God, wat doen God in ons lewe en om dan ook daardie vrede te vind in jou verhouding ook met die Here. Ek lees net enkele verse. Vers 1 is: die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Vers 4: selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. En dan net die laaste vers 5, U laat my by 'n feesmaal aansit. Ek weet nie van u nie, maar dikwels gebeur dit dat wanneer jy van vakansie af terugkom en jy kom in jou huis in, dan sê jy dikwels, "Sjoe, dit is so lekker om weer by die huis te wees." Jy voel tuis by jou huis. Miskien is dit jou meubels, miskien is dit die bekende omgewing. Miskien is dit die ruimte waar jy dood eenvoudig net veilig en geborge voel. Nou, Psalm 23 gebruik twee beelde of twee metafore om vir ons ook veilig te laat voel. Die een kant om te sê dat die Here 'n herder is, maar ook dat hy 'n gasheer is in ons lewe. As jy mens dink aan die Here as herder, dan dink 'n mens aan sorg, jy dink aan veiligheid. En dit is interessant ook in die gedeelte van vers 2 tot 5, is daar 7voudige verwysings na dit wat God kom doen. Hy sê daarso, hy laat ons rus, hy bring my by waters, hy gee vir my nuwe krag, hy lei my, hy is by my, hy laat my aansit en hy ontvang my soos 'n eregas. Die woord 7 is 'n veelvoudige getal in die Bybel. En eintlik wil hierdie Psalm vir ons dan wys op die totale beskerming wat God ook vir ons kom bied. Die feit dat ons by die Here mag veilig voel, die feit dat ons mag tuis wees, ook by die Here. Ek wil vanoggend vir jou vra, waar is jy? Is jy vanoggend in 'n donker diepte? Is jy vanoggend by daardie feesmaal waar jy aansit, waar jy regtig die teenwoordigheid en die betrokkenheid van God in jou lewe dan ook ervaar? Hierdie Psalm wil vir ons vertel wie God is. Die Psalm wil vir ons sê dat ons mag veilig voel, dat ons tot rus kan kom in die Here, selfs al gaan jy deur 'n donker tydperk in jou lewe. Want as herder sorg hy vir my, as herder gee hy vir my daardie ruimte waar ek mag wees, waar ek beskermd mag voel, en maar waar ek mag weet dat ten spyte van my omstandighede, God in beheer bly van my lewe. Hy is ook die gasheer, hy is die een wat versorg en help, en dat ons vanoggend hierdie beeld mag aangryp om te sê, ons mag God vertrou, ook op hierdie lewensreis. In die soeke na om veilig te wees, om veilig te voel, word die simbool in hierdie 40 dae gebruik van 'n deur. 'n Deur is 'n deurgang na 'n volgende vertrek. En ons wil vanoggend jou innooi om te sê, kom maak hierdie eerste deur oop van jou lewe, om die Here te vertrou, om jou vertroue so op God te stel, dat jy ook ten spyte van moeilike omstandighede,
daardie innerlike vrede en kalmte mag ervaar wat God vir jou kom bied. Lorika Raug het 'n liedjie geskryf, Huis, en sy vertel in hierdie verhaal vir mense dat alhoewel haar huis se pleisters afval, alhoewel dit dalk nie is soos wat ander mense se huis is nie, is hierdie huis 'n ruimte van liefde en aanvaarding, en word eintlik gesuggereer dat nie almal tuis voel daar waar hulle mag bevind nie. Ons gebed is vanoggend is dat jy in jou verhouding met die Here ingenooi mag word, dat jy vanoggend mag sê saam met Augustinus, Here, daar is alleen vrede by U, en dat ons daardie vrede sal ontvang vanuit 'n persoonlike verhouding met die Here. Die belangrike is, God ontmoet jou waar jy is. Die Here kom vanoggend na jou toe en hy kom nooi jou uit en sê, ek is die herder, ek is die gasheer, kom, ek nooi jou, kom vertrou my, en kom vind jou rus en jou vrede ook by my. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons 'n herder en 'n gasheer in ons lewe is. Dankie dat U die Here is wat sorg, en ons kom bid nou, Here, dat ons vertrou in U sal stel, en dat ons daardie rus en daardie kalmte ook in ons lewe sal ervaar. Amen.